Broers en susters gemeente, ons het pas begin om nog 'n nuwe jaar aan te durf. Die afgelope 2 Sondae het ons onder andere besin om onsself gereed te kry vir hierdie jaar. Wanneer ons die Here se optrede egter dwars deur die Bybel in ag neem, het ons veel meer rede om te verwag dat 2026 as 'n slegte jaar gaan uitdraai. Die Bybel is die verhaal van die Here wat baie geduld gehad het met sondige mense. Dit is die verhaal waar die Here keer op keer ontelbare male amper deur profete en later deur Jesus verby mense gepleit het om te doen wat reg is, dit wat die Here verwag. Maar hand aan hand met die Here se genade en vergifnis, my broers, gaan ook die Here se oordeele. En so het die Here vir Israel, toe hulle uit die woestyn ingetrek het, in daardie 40 jaar voor hulle in die beloofde land ingetrek het, vandag praat ons van Israel, destyds was dit eers Kanaan en toe die beloofde land, voor hulle daar ingetrek het, die Here gesê, ek laat julle daar intrek, omdat daardie volke so boos is, dat ek hulle uit daai land uit gaan verdrywe, as gevolg van sonde. En as jy die Bybel gaan lees, is daar bladsy op bladsy op bladsy. Ek wonder hoeveel bladsye in die Bybel gaan nie oor die Here se oordeel en straf oor goddelose volke en goddelose mense nie. Weens ons regering se diefstal en korrupsie is die Here al geruime tyd besig om Suid-Afrika te straf. Dink maar aan die probleem met elektrisiteit. Dink maar aan die probleme in ons land met dienslewering. Dink maar aan Johannesburg wat sonder water was verlede jaar. En so kan ons aangaan. Nieteenstaande hierdie straf van die Here, het die regering nogtans besluit om die enigste land te wees wat vir Israel aankla by die internasionale hof van justisie, omrede volgens die regering Israel se oorlog in Gaza neergekom het op volksmoord. Weet die regering dan nie dat die Bybel waarsku wie 'n vyand is van Israel, is 'n vyand van God nie. En in die afgelope jaar het die Here dan vir Amerika begin gebruik om teen Suid-Afrika op te tree. Die 30% tariewe wat gehef is, en dan die nuwe probleme met Suid-Afrika as deel van die G20 groep van lande. Die FSA het dan nou pas die voorsitterskap oorgeneem en alreeds het president Trump gesê Suid-Afrika behoort nie deel te wees van daai groep nie en is nie welkom hierdie jaar by die groep se vergaderings nie. Ek neem aan dit sal in die FSA wees. Die FSA oorweeg dit ook om die gunstige handelsooreenkoms wat daar bestaan met Suid-Afrika, die AGOA handelsooreenkoms op te hef. Maar dis nie net hierdie gebeure en omstandighede, my broers en susters, wat ons in 2026 indra, wat ons moet onsself aan herinner, wat dit betref ons assessering, voorspelling van hierdie jaar wat kom nie. Ons moet ook besef, ons het te make met die Bybelse waarskuwing van die erge toestand van die mensdom voor Jesus weer terugkeer. En dis miskien wat in 2026 die meeste aan ons gaan vat. Ons kontak met onchristelike, goddelose mense, mense sonder eerbaarheid, mense sonder goeie maniere, mense wat net ingestel is op dit wat hulle kan uit voordeel trek. Daarom is dit belangrik dat ons onsself herinner en instel en so die nuwe jaar ingaan, dat ons weer vasmaak die Here se beskerming. Al gaan ons omstandighede verder agteruit, beskerm die Here vir ons. Ons staan stil vanoggend eerstens by Matteus hoofstuk 5 vers 3. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Voorsitter, om arm van gees te wees, is om innerlik arm te wees, om innerlik nie sterk te wees nie. Maar as jy so is dit terselfdertyd innerlik
vir sulke mense soveel makliker om die Here te vertrou. Soveel makliker om afhanklik te wees van die Here, want jou afhanklikheid van jouself is nie sterk nie, omdat jy arm van gees is. Dan is dit makliker om op die Here te vertrou. Dan is dit makliker om te groei in jou vertroue op die Here. Dan is dit makliker om die versoeking wat gedurig terugkeer om op jouself te vertrou, om dit af te skud. Dan wen jy, dan kry jy die koninkryk van die hemele, het Jesus gesê. Dan met ander woorde word die heerskappy van die Here in jou lewe in realiteit. Jy sien dit, jy merk dit op. Jy merk op hoe die Here vir jou lei tot beter keuses, beter besluite, beter omstandighede, 'n beter lewe. As die Here in jou lewe kom, my broers en susters, word alles noodwendig beter. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ons wêreld, my broers en susters, word juis gekenmerk deur ongeregtigheid. Die massas rondom ons stel geensins belang om te doen wat reg is nie. Daarom sal jou sug om te doen wat reg is nooit te vergeefs wees nie. Jou sug na geregtigheid ontsluit juis die Here se versadiging. Hy is die een wat jou sal dors in jou sug na geregtigheid. Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, Christene, lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed. Mens het hier 'n hele paar versie se groter prentjie, se tema. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor swaar kry tye. Wat doen ons wanneer tye vir ons swaar word? Wanneer dit vir ons moeilik is? Wanneer my werk my lewe omkrap? Wanneer my werk my lewe moeilik maak? Wanneer ek met moeilike omstandighede te doen het? Dan is dit die Here wat vir ons hier instruksies gee, vir ons help. En dis vol opdragte, gebooie, doen dit. Verbly julle in die hoop is 'n opdrag, wees standvastig wanneer julle swaar kry is 'n opdrag, volhard in die gebed is 'n opdrag, moeds, verbly jou in die hoop. Agter dit alles, my broers en susters, dan moeilike tye en hoe om dit deur te gaan. En soos ons kan agterkom in hierdie gedeelte, moet ons aktief optree. Daardie opdragte gaan oor aktief optree. Hoekom? Omdat 'n mens as jy swaar kry geneig is om passief te raak. Verander wanneer jou swaar kry omstandighede is wat jy nie kan verander nie. Jou werk wat jy nie kan verander nie. Nou gaan jy maar deur dit elke dag want jy kan nie daaraan verander nie en jy raak passief. Jy doen niks nie want jy sê vir jouself, dit help nie, wat kan ek doen om dit te verbeter? Jy's magteloos om jou werksomstandighede te verbeter. Dan raak jy passief, neergedruk. Hier gaan dit oor aktief. Dan moet jy uitreik na die Here, uitreik om verbly te wees, om te vra vir die Here se blydskap, nie joune nie, ons het die laaste paar weke nogal baie daarby stil gestaan, nie jou blydskap nie, want jy gaan dit nie hê nie. Dis juist die punt met moeilike omstandighede, my broers, dat ons verloor soveel dinge. En een van die dinge wat ek verloor is my blydskap. Hoeveel mense ken jy of weet jy van wat bly is in tye van swaar kry en net bly? Ons soek die Here se blydskap wat daar is altyd, nooit verdamp nie en nooit terugdeins in moeilike omstandighede nie. Aktief moet ons optree, nie passief aanvaar nie. Ons moet bly hoop, bly vashou, bly bid. Betoon meelewing met die behoeftiges van die heiliges. Wie is die heiliges? Dis ek en jy, my broer en suster. Asseblief tog. Ons gebruik in die Bybel gebruik nie die woord heilig dieselfde as in die volksmond, dan sê jy, o, jy's tog so heilig, bedoelende, jy hou jou so sondeloos
of goed voor. Nee, dis nie wat die Bybel bedoel by heilig nie. Wanneer die Bybel bedoel by heilig, sê die Bybel dis mense wat Christene geword het. As jy 'n Christen word, dan sit die Here jou een kant van hulle wat nie Christene is nie. En in daai een kant sit, seën die Here jou. Dis heilig. Is om een kant toe gesit te word vir die Here. Dis heilig. Dit maak jou heilig. Nie net jou sonde nie, as dit jou sonde jou sal heilig of onheilig maak, sal niemand van ons heilig wees nie. Die Here praat en werk en seën met almal van ons as heiliges. Ons is nie so bewus daarvan nie. Daarom is dit belangrik dat die ou dominee dit beklemtoon. Jy voel nie eenkant gesit nie, my broer, suster, hoe voel jy aan eenkant as dit jy is dieselfde, alles is dieselfde, jy voel als behalwe eenkant gesit? Nee, absoluut nie. Die Here het jou eenkant gesit as sy kind en nou hanteer hy jou as sy kind. Met seëninge op seëninge op seëninge. Alles wat ons nodig het. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges, lê julle op gasvryheid toe. Dit klink voor die hand liggend. Ons is tog geleer om gasvry te wees. Ons is tog geleer om te gee. Né? En hoe doen ons dit nie? Elke dag van ons lewens met ons kinders gee ons om. Is ons gasvry met mense as hulle kom kuier. Dit klink so voor die hand liggend om uit te reik na ander. Maar dit gaan nie hier oor goeie tye nie, dit gaan hier oor slegte tye. En wanneer slegte tye kom, my broer, suster, dan is daar soveel energie wat ingaan in die hantering van jou slegte tye, dat jy afgestomp raak. Jou gasvryheid word afgestomp. Jou uitreik word afgestomp. Jou meelewing is afgestomp. Dan wil ons eintlik hê dat ander na ons toe uitreik. Dis die behoefte van nature as jy deur 'n swaar en moeilike tyd gaan. Dan het jy behoefte aan vriende om te gee. Om uit te reik na jou toe, om belang te stel, om te help. Dis juist jou behoefte dat ander sal uitreik. Maar, my broers, die Here se resep werk net mooi andersom. Die Here gee wanneer ek gee. Wanneer ek uitreik na ander in my moeilike tyd, dan gee die Here uitreik na my toe. En dis nie moontlik op my eie nie. Ek weet van bitter min Christene wat dit reg kry. Ons is weer terug op die afhanklikheid van die Here. Ons is terug by die armes van gees. Almal van ons is in 'n mindere of 'n meerdere mate arm van gees. Ons is onperfek. Ons is sondig. Ons kom nie uit by waar ons sou graag wil wees nie. Maak nie saak wat nie. Arm van gees. Afhanklikheid van die Here is die goue draad wat deur hierdie hele teksgedeelte loop. Afhanklik van die Here, sodat wanneer ek nie kan uitreik nie, ek wel deur die Here se krag uitreik en die Here se krag ander na my toe uitreik. Soos ek gee, so ontvang ek. Is dit nie maar dieselfde as jou lot elke dag nie? Is dit nie maar dieselfde met jou lot al die jare van jou kinders in jou kinderhuis nie? Jy het gedurig gegee deur siektye en deur gesonde tye. En soos jy gegee het jou kinders jou liefde ontdek en is hulle daarvan oortuig en het hulle daardeur vasgegroei aan jou, omdat jy gegee het. Dis dieselfde resep vir wanneer jy in swaar tye kom. Dan moet ons na die Here toe en sê, Here, dis vir my maklik om my kinders lief te hê, maar nou in hierdie swaar tyd is dit vir my moeilik om uit te reik na ander. Ons praat nie eens van jou kinders nie, ons praat van ander Christene. Swaar kry beteken moeilik om uit te reik na ander. Maar wanneer ons gee, ontvang ons. Vers 14, seën julle vervolgings, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Ons is terug by laas Sondag. Liefde as die werk van die Heilige Gees, liefde as die werk, as die Here se liefde wat die Heilige Gees vir ons bring. Ek kan nie my vyande lief hê nie. As ek hulle lief hê, is dit maar baie slegte vergelyking tussen die liefde wat ek vir 'n teestander of 'n vyand het,
vergelyking met die liefde wat ek vir my kinders het. Daarom het ek die Here se liefde nodig, my broer en suster. Dis volkome en volmaakte liefde. Hy gee dit vir my, daar is dit. En dan, wanneer dit kom, dan gee ek daai geskenk van God aan my net so oor aan wie? Aan my vervolgers, aan my teestanders. Moet hulle nie vervloek nie. Hoe kan 'n Christen werklik iemand seën as dit nie voortspruit uit die Here se liefde vir daardie persoon nie? Klink so mooi, seën ander. Waar kom dit vandaan? As 'n aangeplakte manier. Ek is geleer as Christen om te seën, nou doen ek maar dit soos die 10 gebooie. Nee my broer en suster, dan's daar niks liefde daar agter nie. Wat help dit as jy vir 'n persoon seën en daai persoon kyk na jou en besef maar dis maar net woorde, daar's niks agter dit nie. Daar's nie 'n liefde agter dit nie. En hulle wat jou vervolg my broer en suster, het juis liefde nodig. Hoekom dink jy vervolg hulle jou? Hoekom is mense nasty en sleg en lelik met jou? As hulle wat lelik is met jou, al die liefde het wat hulle nodig het, al die goeie behandeling wat hulle nodig het, as dit met hulle regtig goed gaan, hoe gaan hulle dit regkry om jou te vervolg in die eerste instansie? Jy sien, die Here kyk na mense dieselfde, net soos hy na my jou kyk en hy sien die tekortkominge raak. Ek moet vir Piet, Sannie, Klaas hiermee help en hiermee help en hiermee help en ek kry vir hulle jammer want hulle is gedurig bekommerd oor die toekoms. En daar help die Here ons. Presies dieselfde met die persoon wat jou vervolg. Dis een van die wonderlikste ervarings wat die Heilige Gees met my gehad het. Ek kan nie uit my kop dit kry om nie te praat daaroor. Die eerste keer toe ek iemand wat ek bestempel had as 'n verpesting in my lewe, kon lief hê, is toe die Here vir my in daardie oomblik, toe ek gefrustreerd in die joos in is oor daai persoon gedoen het, vir my net wys wat in daai persoon se lewe aangaan. Daai persoon het nie wat jy het nie. Daardie persoon het nie die opvoeding wat jy het nie. Daai persoon is nie bevoorreg soos jy nie. En toe gee die Here vir my saam met daai blik, dit wat hy sien, gee hy vir my die Here se hart saam met dit. Want wie's ek om dan dit wat die Here vir my te gee met my sondige hart te beoordeel? Dan is dit weer vuil, bevlek deur my sonde. Ek sien en dadelik voel ek jammer, diep, absoluut jammer vir daai persoon. En daarmee was dit die einde. Ek kon dit nie eens weer reg kry om vir daai persoon kwaad te word of vies te word. Al wat oorgebly het is diepe simpatie. Dis die Here se hart. Dis presies, my broers en susters, wat hy met jou doen. Daarom wil hy jou gebruik om dit wat hy vir jou doen en met jou te doen, met iemand anders te doen wat dit nodig het. En wie dit meer nodig as jou teestander, jou vervolger. Wanneer ons so liefdevol optree deur te seën, my broer en suster, dan werk die Here in die ander persoon, die vervolger se hart. Dan begin die Here daai persoon laat skuldig voel. Dan begin die Here vir daai persoon wys, hoekom jy dit doen. Dan begin die Here vir daai persoon wys, dis verkeerd wat jy doen. Weet jy hoeveel mense doen dinge aan ander mense sonder dat hulle werklik besef wat hulle besig is om te doen? Weet jy regtig in jou omgang met al die mense met wie jy kontak het, weet jy regtig hoekom jy teenoor elkeen optree soos jy optree? Vers 15. Wees bly saam met diegene wat bly is, treur saam met diegene wat treur. Dit klink so meganies. Dis eintlik die hoogtepunt. Maar nou kom ons by die hoogtepunt van omgee. Ek gee nie net nie, ek wip nie net nie, ek hou nie net vas nie. Ek
voel saam met jou. Dis wat die woord simpatie beteken. Ek voel saam met jou. Nou hoe gaan jy dit regkry om bly te wees as iemand bly is? Ja, jy kry lekker glimlag. En dan is dit nog moeiliker. Baie veel meer moeiliker om te treur saam met diegene wat treur. Daardie versie ontbloot die mate van omgee wat ons het. Dit wys vir my hoeveel omgee ek het. Dit wys vir my hoe maklik dit gaan wees as ek myself veronderstel om bly te wees en om te treur. Ek kan myself insien dat ek dit kan doen, of ek kan myself insien dat ek dit glad nie gaan regkry nie. Ons het 'n hart. Omgee kom uit die hart uit. Omgee kom van liefde af. Ons het weer eens God se liefde in ons lewe nodig. As ek sy liefde in my lewe nodig het, dan die liefde wat ek gee vir die wat treur, gaan vir my laat treur. Nie aangeplakte, ek is nou maar gehoorsaam aan God se woord nie. Ek wil met my hart omgee. Here, gee vir my 'n hart soos U is, in wat werklik omgee. Dan kan ek werklik bly wees en werklik saam met jou treur. Amen. Ons Vader, baie dankie Here, U het altyd vir ons antwoord en antwoorde. En met hierdie jaar wat voorlê, wat weinig goed voorspel in ons land, in ons streek, in ons dorpe, in ons stede, wat die verval net eenvoudig voortduur. Absolute wedloop na die bodem, waar die res van Afrika vir ons wag. Wonder ons hoe ons in hierdie donker wolk die silwerrandjie gaan raak sien. U is ons silwerrandjie, U is meer as dit, U is ons anker. U is die een wat vir ons altyd aan die gang sal hou, U het altyd vir ons 'n antwoord. Baie dankie vir hierdie resep met al die bestanddele van sukses wanneer dit vir ons moeilik gaan. Vir sukses en geluk wanneer my werk elke dag soveel van my eis, soveel van my wegvat. Dat U daar is om te gee dit wat ek elke dag nodig het en soveel meer dat ek kan uitdeel aan diegene wat elke dag oor my pad kom, wat nie het wat ek het nie, wat nooit sal hê, heel moontlik, wat ek het nie, sodat hulle kan kom, deur U werk, by die punt dat hulle wil sê, ek wil soos jy wees, ek wil soos daardie persoon wees, ek daai meneer en daai juffrou, daardie kollega, ek wil so 'n persoon wees, wat bly is, wat liefdevol is, want ons is maar net die kanaal dan van U liefde, U omgee, U krag, U aanmoediging, en alles wat ons nodig het, en soveel meer. Daarvoor sê ons vir U dankie, in Jesus se naam. Amen.